Boots on the rope, come on, say it. Boots on the rope, I shook a loo upon the super monkey. Boots on the rope, boots on the rope, boots on the rope. I shook a loo upon the super monkey. Boots on the rope, yeah, come on. Boots on the rope. Boots on the rope, hallelujah, praise the Lord. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that my Jesus, He lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Oh, Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad that my Jesus lifted me. Yes, I'm so glad that my Jesus, He lifted me. Yeah, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, Satan had me bound, but Jesus set me free. Oh, Satan had me bound, but my Jesus set me free. Oh, Satan had me bound, but my Jesus set me free. I'm singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, yes, and I'm so glad. Oh, my Jesus lifted me. Come on. I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad my Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Come on, for my Jesus, He lifted me. Kan je handen zo opsteken vanmorgen? Come on, kijk. Oh, I'm so glad, say it samen, that Jesus lifted me. I'm so glad that my Jesus lifted me. Well, I'm so glad that my Jesus lifted me. I'm singing glory.
my Jesus, He lifted me. He's worthy to be praised. He lifted me. Sing it on. He's worthy to be praised. He set me free. My God, He's worthy to be praised. He opened heaven unto me. Hallelujah. He's worthy to be praised. I'm gonna praise Him. Oh, praise Him. I'm gonna praise Him in the morning. Praise Him in the noontime. Praise Him. Oh, praise Him. Oh, praise Him when the sun goes down. My God is worthy. He's worthy to be praised. Look at me. He's worthy to be praised. Set me free. He's worthy to be praised. He opened heaven unto me. He's worthy to be praised. I'm gonna praise Him. Oh, praise Him. I'm gonna praise Him in the morning. I'm gonna praise Him in the noontime. Praise Him. Oh, praise Him. Come on, God, say that song with me. I'm gonna praise Him when the sun goes down. Dat sing nog altijd hier in onze mond wees. Amen. Oh, how great is our God. How great is His name. For He's the only one, forever the same. He rolled back the water on the mighty Red Sea and said, I will lead you. Put your trust in me. How great God, how great is our God. How great is His name. He's the only one, forever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I will lead you. Oh, put your trust in me. God, the way you say, how great is our God. How great is His name. For He's the only one, forever the same. He rolled back the water of the mighty Red Sea and said, I will lead you. Put your trust in me. You can trust in Jesus. Halleluja, kom ons stem ons aan so 'n bietjie op, kerk. Kom by die Here net. Hy is 'n groot God, Here. En hoe lekker as ons as 'n gemeente saam U naam kan verhoog, Here. En Here verklaringe kan maak. Verklaringe en liedjies wat ons maak wat die koers van ons lewe kan verander, Here. En Heilige Gees, U is hier in hierdie oomblik. En ek sal bid dat U by elke hart en elke lewe vanmôre sal kom staan. Come, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Christ is my everything. Come on, sing it song. He is my own. Christ is my everything, both great and small. He gave
Christ is my everything. Steek jou hand so op vanmorgen. He is my all. Christ is my everything. Of great and small. What about you say? He gave his life for me, made everything new. Christ is my everything. None other will do. Ek gaan nou 'n liedjie sing wat nie op die lys is nie. Maar hy gaan so, oh hallelujah, praise the Lamb. Kan jy al twee hande opsteek, ons bring eer. Hallelujah, praise the Lamb. Oh my heart sing, thank you Jesus, His praise again. Oh hallelujah, praise the Lamb. Dankie Here. Oh hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. Oh my heart sing His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Hy kom toe al die lof en eer vanmorgen. Ek wil soms so 'n bietjie opstaan. En ek wil my hande saam met jou opsteek. Sê net Here, hallelujah, praise the Lamb. Hier is 'n oomblik van aanbidding. En ek weet sy soem vol hierdie tempel vanmorgen. Steek jou hand uit na hom. Sê Here, ek reik uit. This is the Lamb that was slain for me. And in Him is my victory. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Oh, hallelujah, praise the Lamb. Sing it again. Oh, hallelujah, praise the Lamb. Oh, my heart sing His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Hier's nog een, hy gaan so. Oh, our God reigns. Sê dit oor jou lippe. Yes, our God reigns. Yes, our God reigns. Kan hierdie gemeente vanmôre albei aan sy hande opsteek as ons dit waai voor hom en sê, yes, our God reigns. Come on, God. Yes, our God reigns. Clean it, hallelujah. Oh, yes, our God reigns. Our God reigns. Maak nog hierdie verklaring saam en sê, yes, He's alive. Come on, God. Oh, He's alive. Oh, He's alive. He's alive.
is die Here. Thank you, Jesus. Oh, thou King Jesus. Oh, there Emmanuel. You're the King of Kings, Lord of Lords, bright morning star. Oh, and through all eternity, I want to praise Thee. Oh, and forevermore I will reign with Thee. Nog een keer zang voor de ons, ja. Oh, King Jesus. Oh, hail Emmanuel. You're the King of all kings. You're the Lord of lords. Bright morning star. Oh, and through all eternity, I want to praise Thee. Hallelujah. Oh, and forevermore I will reign with Thee. Is jy opgewonde? God is 'n goeie God en ons sal daarby staan. En ek gaan 'n paar oomblikke met jou die woord van die Here bedien. Maatjie, as jy my kan help met hierdie ene asseblief gou-gou. Net baie dankie. Dankie. Ek dink aan 'n storie en jy gaan net so lekker saam met my deur hierdie woord werk vanmôre. En hierdie storie kom by my op van die jong, klein 3-jarige seentjie. En die weer is verskriklik swaar. Jy weet, die ou mense was mos bang vir die weerlig. As die weerlig begin slaan het hulle die spieëls toegegooi. Wie doen dit nog in hierdie plek? Okay, trek nie die gordyne dan toe. Maar die seentjie sit met sy elmboog so gerus in die vensterbank. Terwyl die weerlig slaan en elke keer as die weerlig slaan, dan kom daar so glimlag op sy gesig. En die opgewondenheid blink in sy gesig. En hy het by die sonnaskool gehoor dat dit is God wat in beheer is van al hierdie dinge. En toe die weerlig so rukkie vat om weer te slaan, toe sê hierdie 3-jarige seentjie met sy elmboog so in die vensterbank, Jesus, doen dit weer. En ek wil vanmôre miskien hierdie woord begin met hierdie frase van hierdie woorde, Jesus, doen dit weer. En ek wil jou vanmôre verseker dat daar 'n God is wat nog steeds dit kan doen. Terwyl ons was nou maar hierdie naweek so bietjie bedrywig gewees en ver gery en hoe ek al sê en ek sit en ek ry voor en ek kry hierdie prentjie in my geestesoog en ek sien in die fisiese vanmôre sien ek en ek bedoel dit met die mooiste hart. As ek na u kyk, sien ek vroom gesigte en ek sien gesigte wat glimlag. Maar is asof die Here my vir so 'n oomblik so in die geestesriem laat inkyk terwyl ek hierdie woord voorberei. En in die geestesriem hoor ek die ego van ketTINGs en boeye en bly by my net. Ek hoor die geklank van ketTINGs in 'n koue donker
tronksaal. En miskien sit jy vandag hier en ons almal het baie keer 'n front wat ons voorhou. En dit wat ek vanmôre vir jou sê ek weer, doen ek glad nie in 'n negatiewe sin nie. Ons kyk baie maklik vir mekaar baie keer. En wanneer ons vra, hoe gaan dit? Dan is ons geprogrammeer om te sê, dit gaan goed. Maar ek weet, en miskien is daar net 'n paar dinge in my lewe wat hierdie geaktiveer het, maar baie keer voel ons so diep in ons siel, dat ek voel nie vry soos wat ek werklik wil vry wees nie. Ek voel hierdie bedrukking in my siel en dis asof die vyand kom en hierdie ketTINGs aan ons siel wil vasmaak. Ons wil vasboei en elke glimlag wat ons baie keer wil uitdruk vir die mense om ons, kom met moeite. En as ek nie vanmôre met jou praat nie, dan is ek baie bly. Maar ek wil vanmôre hierdie woord bring, want ek weet dat daar is mense wat hier diep in hulle binneste miskien hierdie swaarheid dra. In die fisiese vandag, kan ek vanmôre dit eerlik vir jou sê, is hierdie miskien 'n eenvoudige woord, deur 'n eenvoudige man. Maar in die geestesriem, en hoor mooi wat ek sê, ons het altyd te doen met die geestesriem. In die geestesriem hoor ek die galop van 1000 perde, terwyl hulle voete teen die grond stamp. Ek hoor die gekletter van swaarde wat teen mekaar kap, en die geveg in die geestesriem is om lewe en dood. En daar is 'n stryd baie keer in die mens, en ons wil baie keer nie oor dit praat nie, want ek is kindjie van Jesus, en alles moet oukei wees, maar as jy vanmôre net miskien so 'n bietjie in jou hart is, net kyk, dan sê ek wonder of ek reg oukei is, en dan wil ek jou herinner dat nie in die fisiese vanmôre hier nie, maar in die geestesriem is daar lig en duisternis wat veg. Daar's 'n geveg vir jou siel. En ek voel in my gees, en ekskuus as ek 'n bietjie negatief begin vanmôre, maar ek hoor in die geestesriem die geroep van godsmense. Ek praat nie van sondaars nie, ek praat van godsmense. Wat vanmôre in hulle binneste sê, is daar iewers 'n sein van hoop. Sal dit wat in my lewe besig is om te gebeur, miskien agter die gordyn, is daar iewers hoop vir dit wat ek ervaar. Dan wil ek vanmôre sê, my missie vanmôre is dood eenvoudig. Ek wil vanmôre met 'n eenvoudige woord die lig kom aansit in jou duisternis. En ek wil vanmôre vir jou die sleutel gee tot hoop. Sê amen, ek is so opgewonde. Jy sien, baie keer lewe ons as Christene, en veral in die tyd waarin ons leef, en die Here kan my hart vanmôre deursoek. Ek praat nie neerhalend teenoor enige iets of iemand nie, maar baie keer wanneer ek luister na ons as Christene se gepraat, en as ek dit meer moet spesifiseer, ons as kerksmense en hoor, dan is dit altyd dit wat God gedoen het in die verlede. Dan is dit altyd dit wat God nog sal doen in die toekoms. Maar my eenvoudige woord vanmôre vir jou wat in hierdie plek sit, is God wil dit vanmôre vir jou doen. Hy wil dit vanmôre vir jou doen, wat dit ook al is, wat jy vanmôre nodig het, en dit kom in my hart, soos daardie jong seentjie in die vensterbank, dit roep en sê, Jesus doen dit weer. Sit jy vanmôre hier en jy sê, Here doen dit weer in my lewe, dan wil ek vanmôre dit kom vasmaak en vir jou sê, God kan dit weer vir jou doen in hierdie oomblik. Malagi 3 vers 6 kom en sê hierdie mooi woord, die laaste profeet van die Ou Testament, en God praat, en hy sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Ek hoor die woorde van die ou lied, wat ons so baie keer sing, en
Ek sê weer, dis 'n eenvoudige woord, maar vanmôre is dit vir iemand, maar die lied se woorde sê, what he has done for others. O, ek voel het, what he's done for others, he's gonna do for you. En ek wil vanmôre sê, en hierdie môre kan jou môre wees. Vanmôre kan jy sê, Here, ek weier om vanmôre dieselfde hier uit te stap, maar vanmôre is die môre wat ek God se hand in my lewe gaan ervaar. And what he has done for others, he will do for you. Ek sê weer, is nie wat God net in die verlede gedoen het nie, en is nie net altyd wat God nog eendag sal doen nie, maar ek wil sê, God sal dit vandag vir jou kan doen. Psalm 126 vers 4, ek lees hom eers vir jou in die 33 vertaling, en ek stap so 'n paadjie met jou, en skryf die psalmdigter hierdie woorde, hy sê, o Here, miskien sit jy hier vanmôre in jou hart sê, o Here, ken jy daai ene, wat jy sê, o Here, o Here, dan skryf hy, verander ons lot. Ag, ek kom vanmôre en ek sê, jou lot kan vanmôre verander. Soos waterstrome in die Suidland. Ek hou van wat die TPT Bybelvertaling sê, en hy praat so in die Engels, Psalm 126 vers 4, hy sê, now Lord, do it again. Ag, jy moet gou saam my werk, steek jou hand so op, jy sê, Here, doen dit weer. Jesus, doen dit weer, kom ons sê dit. Jesus, doen dit weer. Hy sê, now Lord, do it again, restore us to our former glory. May streams of your refreshing flow over us until our dry hearts are drenched again. Oh, ek wil vanmôre hierdie woord bedien het, en ek wil vir jou sê, ek is so 'n bietjie moeg, en ek weet jy ook, en ons is moeg, en ons is siek en sat, vir droë mense, en droë kerke, met droë programme, maar vanmôre is die Gees van God hier, die reën van God se Heilige Gees is hier, en in hierdie oomblikke kan God jou lot verander. Jy moet so 'n bietjie opgewonde wees daaroor. Amen. As ons gaan kyk na hierdie vers, wat die psalmdigter dan skryf, dan gaan dit vir my meer oor die fokus wat moet wees op die manier wat God dit doen, want die manier wat hy sê, wat hy dit gaan doen, is so vinnige manier. Jy gaan die een oomblik nog voel, ek's vasgevang, en die volgende oomblik gaan jy hoor hoe dat ketTINGs losbreek en losval op die grond, en jy gaan vry uitstap uit die tronk wat jou gevange wil hou. Dis 'n vinnige proses vanmôre. God is op die drempel om dit te doen. Ek lees gou vir jou, en ekskuus weer in die Engels, die Dyke se kommentaar. En hy skryf hierdie kommentaar oor hierdie vers. Hy sê, this is a prayer for a speedy and complete return from captivity. It refers more to the manner of the return than the fact of returning to their own land. Ek wil vir jou sê, God gaan dit doen, en jy wonder net miskien, wanneer gaan God dit doen? Hy het dit in die verlede vir jou voormense gedoen, en ons hoor altyd, God sal dit nog eendag doen, maar ek wil dit vanmôre losmaak in die geloof, en ek sê, God doen dit vanmôre vir jou. In hierdie oomblik, jy moet dit vat, jy moet by my bly, kom aan kerk. Hy gaan dit doen. En dan gee ek die titel van my woord vanmôre, en ek gaan kort wees, maar die titel van my woord vanmôre is, jou sterkste soldaat. Dit is hierdie soldaat, wat jou anders maak as die res van hierdie wêreld. Is jy nog anderste? Gou help hierso, moet ek 'n bekeringsboodskap gou weer bring. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. As jy soos die wêreld praat, ryk en lyk, moet jy kyk na jouself. Maar hierdie sterkste soldaat wat ek en jy besit, is hy wat my en jou anders te maak as die res van hierdie wêreld. Ek wil hom vanmôre noem 'n krygsman, en hy is jou verdediger, en hy is jou beskerming. Meer belangrik, hy is die enigste hoop vir oorlewing in hierdie tyd. En terwyl ek hierdie woord voorberei, en ek gaan net gou so 'n bietjie terug na my inleiding.
sien ek in my geestesrelms oog, sien ek hoe kinders van die Here swaar trek. En dis net God se gees wat dit vanmôre vir jou kan oopbreek, maar ek wil vir jou sê, God se plan is nie dat jy moet sukkel nie. Maar baie keer sukkel mense, en dan gaan ek myself vooruit gaan, en ek gaan vir jou sê, dis omdat hierdie soldaat, waarvan ek vanmôre praat, weggekwyn het in jou lewe. In die geveg van die geestesrelm, is dit hierdie soldaat, wat my en jou kan laat sing, blye versekering, Jesus is myn. Ek wil vanmôre dit uitdruk en ek wil sê, al val al jou soldate, ek sal nou miskien so 'n bietjie daaroor uitbrei, maar al val al jou soldate in hierdie stryd en hierdie spoeg van hierdie lewe en ons druk deur in elke môre as jy jou voet op die grond neersit. En ek sê dit nie vir almal nie, maar hier is hulle, dan is dit 'n stryd om uit die bed uit te kom, dit is 'n stryd vir wat wag, en vanaand val ons weer moeg in ons bed, maar ek wil vir jou sê, al val al jou ander soldate, is dit hierdie soldaat wat sal bly staan om jou oorwinning te waarborg. Hierdie een krygsman in jou vegkamp sal jou gemoed hoog hou. Bly so 'n bietjie by my, ek gaan nou by die punch kom. Hierdie krygsman in my en jou lewe is prioriteit nommer 1 vir Satan. Hoor mooi wat ek sê. En ek bring 'n waarskuwing vanmôre. Met al die vermoëns wat jy het, met al die, hoe ek het vanmôre uitdruk, al die soldate in jou kamp, miskien het jy 'n paar soldate en ek praat weer mooi en nederig, maar miskien dink jy, geld is 'n soldaat wat vir my die stryd gaan veg. Miskien dink jy die dokter is die een wat die geveg vir jou gaan oorwin. Maar ek wil vir jou sê, Satan is gefokus op hierdie een soldaat in jou lewe, en dis hierdie soldaat waarvoor hy uit is om hom dood te maak in jou lewe. Herhaal net vinnig aan, Matteus 13 praat Jesus, en hy praat in 'n gelykenis, en dan praat hy van die goeie saad wat gesaai word, en dan praat hy van die vyand wat kom, en onkruid kom saai tussen die goeie saad, en dit is sy strategie, hierdie vyand wat die onkruid kom saai, om by my en jou in te kom, en is juist hierdie een soldaat of krygsman, wat hy in jou lewe wil doodmaak. Hy is die soldaat wat die vyand soek meer as enige ander soldaat in jou weermag. En hierdie soldaat wat ek vanmôre van praat, en ek het jou gesê, 'n eenvoudige woord. Hierdie soldaat in jou lewe, sy naam is geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en ek sien hoe dat die vyand inkom, en wat die vyand die meeste begeer van alles, is om vanmôre in jou en my as kind van God, geloof skade te kom maak. Hy wil die geloof in jou lewe, wil hy kom doodmaak, en dan dink ek net weer, en ons gaan so baie na hierdie storie toe, maar ek dink weer aan die storie van 'n Dawid en Goliat. En die reus staan voor hulle. En dan lê die soldate en wegkruip, en daar was soldate van vrees. Kan ek vanmôre dit vir jou sê, vrees is ook 'n soldaat in jou lewe, maar hy's 'n soldaat wat wil kom verwoes in jou lewe. Miskien sit jy vanmôre agter, en net van Brakpan af, agter jou mooi opgemaakte make-up gesiggie. Miskien sit jy vanmôre hier agter 'n glimlag wat nie so opreg is as wat hy moet wees nie. Want vrees is in jou lewe. Die ander goeie wat ek gou neergeskryf het, en ek loop sommer so 'n paadjie met jou, 'n soldaat in jou lewe wat baie gevaarlik is. Ek hoop nie ek trap op tone nie, want is nie hier nie. Maar is jy soldaat van arme ek? Ken jy daai soldaat? Die lippies wat trek. Ag, almal is so lelik met my.
Almal het my so te nagekom en dit gaan so oor jouself en dit is arme ek en ek wil vanmôre vir jou sê, jy die soldaat van geloof vanmôre wat jy in jou kamp moet terugroep en al hierdie ander soldate moet jy van ontslaa raak. Baie keer is logika ook 'n soldaat. Jy probeer hom uitredeneer, kom aan. Hoekom kyk julle my so? Is nog nie eens vol winter nie, Here help julle sal kerk toe kom. Logika sê vir my en jou baie keer, dit sal nie werk nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, God kan dit weer doen, maar jy moet logika uit die pad uitskuif, want hy is die God wat nog steeds opereer in die bonatuurlike. Ja, kry mense hulle so negatief partykeer. Hulle beplan hulle eie begrafnis al. Dan was 'n paar van die ouens daar toe die reus Goliat opstaan en sê wie gaan my veg? Toe gaan kry hulle agter die koppies weg. Dan vat een van die soldate 'n stukkie papier en sê, ag mamma, ek skryf vir jou hierdie briefie. Ek dink nie ek gaan terugkom huis toe nie. Hierdie is die finale. Want jy sien, vrees word die soldaat wat wil verwoesting saai in jou lewe. Maar dan ken ons die ou storie en ek gebruik dit net vinnig. Wie is daar in die kamp van Israel wat teen hierdie reus, hierdie vyand gaan opstaan om hom te verslaan? Wie is dit wat vanmôre die vyand van vrees en hierdie tronk in jou binneste die oorwinning gaan bring? Dan wil ek sê, daar staan 'n een mannetjie op, hy's Dawid en hy's so groot met 'n slingervel en hy sê, my naam is geloof en ek wil vanmôre vir jou sê, dis net geloof wat die oorwinning gaan bring vir jou in die tyd waarin ek en jy leef. Halleluja! Ons het vanmôre gesing, bid sonder ophou bid. En dan hoor ek die woorde van 'n ander lied, hy sê, prayer is the key to heaven, maar hoor mooi, but it's faith that unlocks the door. Jy moet geloof hê, meer as enigiets anders in jou lewe vanmôre, wil ek met my kerk praat en wil sê, kom ons staan sterk in die geloof, in die tyd wat ons leef. En kom so groot mannetjie met 'n vlingervel en sê, wie dink hierdie reus is hy? Ek gaan gou afreken met hierdie reus. Ag, en ek ekskuus as my woord te eenvoudig vir jou vanmôre is, dis net geloof, al is dit so groot soos 'n mosterdsaad, wat die vyand in jou lewe gaan verslaan. Geloof jou sterkste soldaat. Kan ek vir jou 'n paar verse lees? Maak oop jou hart, ontvang die woord van die Here. Markus 9 vers 23, en Jesus sê vir hom, wie is hierdie hom? Jesus kom, en daar kom 'n man na hom toe, en sy kind is 'n maansieke kind, en hy kry styf trekkings, en die woord sê self, die skuim kom by sy mond uit, en hy val in die vuur, en is chaos, en ek wil sê vanmôre, in die konteks van my woord, 'n absolute donker, koue tronk, waarin hierdie man homself beleef, maar dan kom Jesus, en Jesus sê vir hom, en maak jou ore oop om dit te hoor vanmôre, hy sê, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Wat het ek en jy vanmôre nodig? Ons moet die soldaat geloof roep en sê, staan weer op in my lewe, want is geloof wat my en jou gaan deurvat. Na die ander kant toe, 2 Timoteus 4 vers 7, Paulus het baie in sy lewe gestry. Paulus het baie dinge in sy lewe deurgegaan. Maar dan roep hy hierdie woorde uit aan die einde en hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. Dan kom hy met hierdie mooi woorde, ek het die geloof behou. Ek sê vanmôre vir jou kind van die Here, behou die geloof in God. Ag, daar was 'n ou oom op die dak. Saterdag en hy wil die rugby kyk. Hy's nie 'n baie slim oom nie, want hy skree vir die blou bulle. Nee, ek speel. En die oom is op die dak en hy wil sy aerial instel, want hy wil vanmiddag, sorry al die blou bulle.
Hy wil sy aerial instel, want hy wil vanmiddag die rugby kyk, en toe hy op die dak is, toe begin hy afgly, en hy begin afgly, en toe hy homself kry, toe hang hy aan die geet. Terwyl hierdie oom aan die geet hang, kyk hy af, terwyl hy hang, hy sê, is daar iemand wat my kan help? En vir 10 minute is daar doodse stilte, niemand kan hom help nie. En hy gaan na sy laaste resource toe, en hy besluit, ek gaan nou opkyk, en ek gaan praat, en hy kyk op, en hy sê, is daar iemand daarbo wat my kan help? En toe antwoord daar 'n stem uit die hemel uit, en sê, ek kan jou help, los, en vertrou my. En toe bly die oom hang, aan die geet, en hy dink oor dit wat hy gehoor het, en 5 minute later, toe kyk hy weer op hemel toe, toe sê hy, is daar nie miskien iemand anderste wat my kan help nie? Jy sien, ons wil alles probeer, en ons wil alles doen, behalwe om God te vertrou. En ek wil vanmôre die soldaat van geloof in jou lewe kom losmaak, en sê, los en vertrou op God. Man, my gebless. Ek voel jammer vir die oom. Wel nie so baie nie, want hy was 'n blou wol. Maar daar kom tye in jou lewe wat jy net moet los en sê, Here, I'm stepping out on nothing, but I know through faith I'm going to find something there. Jy weet, hulle sê dat geloof is die 6de sintuig nou. Jy het 5 sintuie. Jy het 'n ore, en jy het 'n neus, en jy het 'n mond, en jy het 'n smaak, en jou 5 sintuie werk so, dat daar's goeters daar buite in die lewe, wat jy nooit van kennis gedra het nie. Maar die oomblik, toe ek se siel, daai tyd was hy 'n jager, maar soos ek sê, ek het al die duiwels te jager weg. Maar toe ek sy siel gaan ontmoet in die Kaap, en sy het 'n parfuum aan, die oomblik toe ek dit ruik, toe sit 'n reuk wat ek nooit in my lewe weer uit my gedagtes uit kan kry nie. Daar's goeders wat jy in jou lewe miskien nog nooit gesien het nie, maar die oomblik wanneer jy dit aanskou, dan is jou brein daar, dit neem 'n foto, en dit word deel van jou, en niemand kan dit ooit weer van jou af wegneem nie. En so is dit met ons sintuie, maar dan wil ek vanmôre sê, geloof is daar die 6de sintuig. As jy dit eers gebruik het, en jy sien wat dit vir jou kan beteken, dan kan jy nooit in jou lewe weer sonder dit gaan nie. En dan dink ek aan Psalm 34 vers 9 wat sê, smaak en sien dat die Here goed is. Jy gaan nie die goedheid van God kan sien, sonder dat jy die soldaat van geloof in jou lewe laat opstaan en sê, ek kyk nie wat negatief is nie, maar met geloof haak ek aan God se beloftes, dan sal ek smaak en sien dat die Here goed is. To one without faith, no explanation is possible. But to the one who has faith, no explanation is necessary. As jy vanmôre hier sit, dit wat ek probeer doen, maar ek weet God se Gees doen die werk wat ek nie kan doen nie. As jy vanmôre sit en sê, ek is nog steeds nie oortuig dat daar 'n antwoord is vir my en my probleem, in my siekte of in my uitdaging nie, dan is dit amper 'n diagnose wat ons vanmôre moet maak en sê, die soldaat van geloof het gesneuwel in jou lewe. Maar as jy vanmôre kan sê, ek moet laat geloof weer in my lewe opstaan, en ek moet hom sy regmatige plek in my lewe gee, dan wil ek vir jou sê, gaan jy smaak, en jy gaan sien, dat die Here goed is. Ek gaan gou so 'n bietjie teruggaan, en dit kom sommer nou net so in my gedagtes op, want ek het nog 'n bietjie tyd, nie eintlik baie nie, maar kom ek sê gou vir jou dit vanmôre, logika is geloof se grootste vyand.
Ons wil baie keer dinge redeneer en ons sê, dit kan nie werk nie. Daar kom 'n plek in jou lewe waar jy jouself moet neerlê sodat geloof in jou lewe kan opstaan. Dankie Tinus. Geloof roep uit. Dis nie te laat nie. Ek het hierdie ou storieetjie net vinnig wat ek aanhaal en ons almal ken dit so goed. Ou Abraham is 100 jaar oud en dan hoor hy God se belofte, jy gaan 'n seun kry. Ou Sarah so op haar sene wees, sy begin sommer gegil. En ek weet nie of daar spieëls daai tyd was nie. Miskien het hy eerder in 'n refleksie van die water gekyk. En as ou Abraham homself so sien reflekteer in die water, dan dink hy ook hier in sy binneste, miskien is dit moontlik, maar dit gaan nie maklik wees nie. Maar ek wil vanmôre vir Abraham sê, en jy wat vanmôre miskien hier sit, en jy voel, Here kan nie, moenie in die spieël kyk nie, dis die grootste fout wat ons kan maak. Ons kyk na die een in die spieël, en is hy wat dit moet doen. Maar soos Abraham, moet ons nie in die spieël kyk nie, maar kyk in die kamp, kyk in jou geloofskamp en sê, die soldaat genaamd geloof, is die een wat die stryd en die oorwinning vir my gaan veg. Kom aan kerk. Dankie. Geloof, hy sal doen wat jy nie kan doen nie. Geloof, sê ek weet nie hoe nie, kom aan, ek en jy was almal daar. Ek het nou 'n paar dinge opgelaai en sê, Here, ek weet nie hoe nie. Maar vanmôre roep ek die soldaat geloof en ek sê, staan op, sterk man. Deur die geloof sal ek smaak en sal ek sien dat my God goed is. En dan wat sê Paulus van 'n Abraham in Romeine 4 vers 20? Hy sê hierdie woorde, en hy, Abraham, het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Sterktoring, julle is 'n bietjie dood vanmôre. Sê hierdie woorde, beloof. En dan sê jy, geloof. Jy kan nie die een hê sonder die ander een nie. Hoor wat sê die woord van die Here in Daniël 3:16, Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Eintlik het hulle gesê in vandag se term is, ons hoef nie onsself aan jou te verduidelik nie. Geloof sê in hierdie môre, moenie probeer om jouself te verduidelik nie, of dit 'n koning is of 'n dienskneg, jy hoef nie jouself te verduidelik nie, jy moet vanmôre net hierdie krygsman geloof in jou lewe laat opstaan en sê, God gaan doen wat God gaan doen. En dan sê hierdie woorde, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand ook koning verlos. Maar so nie. Laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Geloof praat anderste. En ek kan nou so 'n bietjie tasbaar God se gees voel. Ek voel hoe dat die krygsman geloof vanmôre in hierdie kerk instap en vanmôre by jou kom stil staan en sê, ek is hier om namens jou vanmôre jou geveg te veg. Ek is vanmôre hier om jy wat sê jy glo, gaan ek jou vanmôre konnekteer aan dit wat God beloof het.
En ek wil dit weer herhaal soos ek dit in die begin gesê het. Ek glo God, want dit is wat die Gees van die Here in my hart losgemaak het. In 'n oomblikse tyd kan jou lewe verander. Hierdie is 'n magtige krygsman. En dan dink ek aan hierdie storie van Sadrag, Mesach en Abednego, en menslik was dit net onmoontlik, en jy sit in jou situasie en jy sê, dit is onmoontlik. Ek wil sê, in daai kontrak kom los in Jesus naam, want dit wat onmoontlik lyk by God, is niks onmoontlik nie. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet net vanmôre die soldaat en die krygsman van geloof op laat staan in jou kamp en sê, ek gaan deur, nie op die sienlike nie, maar ek kyk na 'n God wat sê, kyk, ek is met jou. En dan dink ek aan die ou liedjie, en ek dink so baie aan liedjies vanmôre, maar dit sê hierdie woorde, there were 3 men in the fire. Ken julle hom? Oh, there were 3 men in the fire. There were 4 men in the fire. Ken jy hom nie? The 4th man was the Son of God, and the Lord delivered them. Julle kyk my. Ek wil vir jou sê, daar's vanmôre nie net jy en jou omstandigheid in die vuur nie, maar deur geloof stap daar 'n 4de man in jou vuuroond in vanmôre, en hy sê, ek is hier, en ek sal jou bewaar, en jou klere sal nie eers na rook ruik nie, maar ek en jy moet vanmôre sê, Here, ek embrace geloof in my lewe. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, 'n eenvoudige woord, maar ek wil dit vanmôre vir jou sê, ek is nie bang om 'n eenvoudige woord te bring nie, want as jy hierdie nie vang nie, het jy die trein gemis. Sonder geloof, geloof sit in jou lewe. Hoe Dawid sê hierdie woorde, verder sê Dawid, die Here, wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer. Hoor hoe praat geloof, hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Daar's klein goedjies wat God vir jou doen, en dit daar klein goedjies is die goed wat die stempel opsit, sê, as hy hierdie kan doen, kan hy vir my meer doen. Kom aan, ek weet nie of jy kan verstaan wat ek vanmôre vir jou sê nie. Daar was goedjies wat klein was in my lewe, goeders wat ek gebid het, wat ek daarvan vergeet het, maar wanneer dit in my lewe manifesteer en dit kom na vore, is dit asof God 'n liggie aansit en sê, jy het gebid, ek het dit gedoen, dis jou geloof wat jou gered het, en as ek dit vir jou kan doen, kan ek vir jou groter dinge doen. En ek weet nie hoe groot is dit wat jy vanmôre nodig het nie, maar ek en jy kan dit vanmôre kry, deur die hand van die Here. Sam, ek weet nie of jy musiek het daarom te speel nie. Ek gaan amper klaar maak vanmôre. Ek begin daar waar ek eindig waar ek begin het. In my geestesriem vanmôre hoor ek hoe dat mooi kinders van die Here in 'n tronk sit. En jy's vasgebind met kettinge van vrees. Jy's vasgebind deur kettinge van ongeloof. Maar dan wil ek in hierdie môre sê, ek sien in my geestesoog hoe geloof instap. En in geloof se hand is daar 'n sleutel wat vanmôre die boeye kom oopsluit. En ek wil dit verklaar vanmôre, ek gee nie om wat mense vir my dink nie, God wil dit in 'n oomblik vir jou doen. Ek voel om te profeteer vanmôre en ek sê, jou lyding en jou pyn is verby. As 'n soldaat, genaamd geloof, en hierdie soldaat gaan jou reguit vat na die oorwinning, Jesus Christus, en hy gaan jou losmaak en vrymaak in hierdie môre, en jy moet net so bietjie bewus raak van God se gees vanmôre in hierdie plek. Ek sien in my geestesoog, jy in jou emosionele toestand, dis 'n geveg, aanhoudend.
die gelop van perdepote en die geklank van swaarde te mekaar, en ek hoor in my geestes oor hoe mense skree en roep om hulp, en jy kry nie eers meer jou soldate om die geveg te veg nie, maar dan wil ek hê jy moet vanmôre so oor die geveg kyk. Aan die ander kant van hierdie oorlog staan daar 'n krygsman. En hierdie krygsman se naam is geloof. En al wil ek nie sê geloof, ek roep jou terug op my oorlogsveld, want jy is die een wat hierdie stryd vir my gaan wen. As jy dit vanmôre kan vat, wil ek hierdie woorde by jou los, van Johannes 11 vers 39 en 40. En hiermee maak ek klaar. Jy sien, vir Martha was dit te laat. Soos in die storieetjie van Abraham wat ek vinnig aangehaal het. Here, ek gaan 'n seun hê, maar ek is al 100 jaar oud, my vrou is al 80. Hierdie gaan nie gebeur nie. Moenie die soldaat geloof onderskat in jou lewe nie. En so sit Martha by die graf van haar broer Lazarus. Maar dan daag Jesus op en hy gee opdrag, hy sê, neem die steen weg. En ek wil in die geestesrealm met jou praat vanmôre, en daardie stene wat jy so voor jou deur van jou hart rol, wat niemand mag inkom nie, hoor die opdrag van Jesus vanmôre in hierdie huis, rol die steen weg, God wil iets doen. Rol die steen weg, God is about to do a miracle. En Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. Die rede van haar kommer, logika sê vir haar, dis te laat. Logika sê vir jou vanmôre, dis te laat. Logika sê vir jou vanmôre, my beste tye lê agter my, in God se naam rol die steen weg, God wil iets doen vanmôre in hierdie huis. Jong mens, jy sit hier vanmôre en jy sê, ek sal nooit dit maak soos die ene en daai nie. Hoor die woord van God, rol weg die steen. Jesus is hier om vanmôre geloof in jou lewe te aktiveer. Maar dan sê Jesus hierdie woorde vir Martha in haar absolute negativiteit. Here, maak hierdie graf toe. Los die steen daar, my omstandighede stink, Here. Dit het geen waarde om die steen weg te rol nie. Dit vrot al. Ekskuus vir my uitdrukking. Maar dan sê Jesus hierdie woorde, en ek wil dit in jou hart losmaak vanmôre. Het ek nie vir jou gesê nie. God praat vanmôre met jou. Het ek nie vir jou gesê nie. As jy glo, sal jy die heerlikheid van God